Ek wil die Here prys met my hele hart. Ek wil van al u wonderdade vertel. Psalm 9 vers 2. Vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde, verlaat in die nagstilte. Oor alles daar, voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag. En elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat u my bied. Ontvang my liefdeslied. En as ek opstaan, tref die gedagte my, dis net genade, en alles wat ek maar as vanselfsprekend aanvaar, is blote gawe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat u my bied. Ontvang my liefdeslied. Son oor die berge, strales van liefdeslig, skroei deur ons lewe, ek kyk in die oë, strale van liefdeslig, skroei deur my lewe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat u my bied. Ontvang my liefdeslied. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat u my bied. Ontvang my liefdeslied. Assai. Hy laaste lied wat ons nou gesing het, julle dit geniet. Oor die liefdesliefde, dan gaan dit oor die Here wat vir ons die skepping gee. Nou ek gaan nou vir jou vra, wie van julle hou van geskenke? En wat is vir die lekkerste van 'n geskenk? Daai afwagting, of daai verrassing wat dit gaan wees, of as ek weet wat dit gaan wees en ek dit kry? Wat dink jy? Die oopmaak. Ja, daai oopmaak en daai verrassing. Nou ek gaan vir jou vra of jy vir ons hierdie geskenk kom oopmaak met die skêr. Want die Here het vir ons 'n geskenk gegee, 'n groot geskenk. En ons gaan nou kyk, wat is daai geskenk wat hy vir ons kom gee? En dan moet jy vir ons daai deksel afhaal. Nou gaan ons kyk, maar wat is alles daarin? Hier staan 'n klomp, het julle gesien die klomp goed wat hierin is? Nou wat 'n geskenk is dit? Kyk gou daar. Die geskenk wat die Here vir ons gegee het, is sy skepping. Dit wat ons kan geniet en wat ons kan sien. En ons is ook 'n geskenk. Nou, ons gaan vanoggend gou kyk na die 6 dae waarin die Here geskape het. Nou, waar staan dit in die Bybel? Dit is die eerste boek in die Bybel en dit is Genesis 1. Nou, as julle daar gaan kyk, ek wil hê dat julle vir my nou daar gaan kyk en dan gaan ek gaan elkeen van julle 'n kans gee om te kom soek hier in hierdie boks wat by elke dag, wat jou sal herinner aan elke dag. OK, so ek gaan heel eers vir jou vra.
As die eerste dag, kyk gou daar, die eerste dag het God wat gemaak? Hy het die lig gemaak. God het die lig en die donkerte geskei van die lig en hy het die dag en die nag gemaak. Nou wat laat jou dink in hierdie boks aan dit? Kyk gou daarin. Wat laat jou dink aan lig? Lig. As jy nou gaan kyk, die Here het vir ons lig gegee in die begin. So jy kan hom charge en dan is dit 'n lig. Ek wil gou dan vir jou vra. Die volgende dag het die Here, dag 2, het hy 'n uitspansel gemaak en hy het die hemel gemaak en dan die waters het hy geskei van die lig. Nou wat laat jou hierin dink aan die hemel en wolke en alles wat jy sien? Hou dit dan by jou. En aan die derde dag het God die land gemaak. En op die land was die blomme wat hy gemaak het en die bome. So ek gaan vir jou vra, wat hierin laat jou dink aan die land met die blomme en die bome en alles wat hy gemaak het? OK, so jy moet dit nou by jou hou. En die vierde dag, het die Here die son, die maan en die sterre gemaak. Nou wil ek vir jou vra, wat van hierdie laat jou dink aan son, maan en sterre? Dis die sterre. Maar ek wil vir jou vra, wat gebeur as die son, die son was in die dag, die groot lig, sê die Bybel, en die maan is in die nag, die kleiner lig. Wat gebeur as jy in die son is? Wat doen jy dan? Jy speel en ons geniet die son, maar wat laat jou baie aan die son dink? As jy nou dink aan son, wat gebeur as die son so, kyk hoe skyn hy daarso, in jou oë, dan gebruik ons wat baie keer? Sonbrille. So jy moet onthou van die sonbrille. OK, en dan, op die vyfde dag, het die Here geskape die voëls en die visse. Die voëls in die lug gesit en die visse op in die see. Nou wat hier laat julle dink aan water? Yes, visse. Jy gaan dit sommer dan vir my so hou daar by jou. En dan op die 6de dag. As ons kyk op die 6de dag het die Here diere geskape. En wat is jou gunsteling dier? Het jy nie 'n gunsteling dier nie? Hou jy van al die diere? Wie van julle het honde en katte by die huis? Kyk julle ten minste na julle honde en katte. So ons geskenk wat die Here vir ons gee is die skepping, maar nou sê die Here ook ons moet na die skepping, want ons gaan nou kyk wie het hy ook gemaak op die 6de dag. Hy het die mens gemaak op die 6de dag. En hy het vir die mens gesê ons moet omsien na sy skepping, want die manier ons omsien na sy skepping is weer 'n geskenk aan die Here. So, ek wil vir jou so vra, as ons nou kyk hier vir jou wat hier is, jy het mos die plante. Wat gaan saam die plante? Die diere. Ek wil hê met my daai nou. En dan het die Here ons gemaak na sy beeld. Wat is hierin wat vir jou laat dink aan die beeld van God? Kyk gou hierin. As ek dink aan beeld, dan dink ek oor op myself sien. En hoe sien ek myself? En dan die 7de dag het die Here gerus. Hoekom dink julle het God gerus? Was hy moeg geweest? Was hy moeg en dis hoekom hy moes rus? Nee. Hy het gerus om pragtig, omdat hy alles klaar gemaak het. Dit is voltooi. Dit is klaar gemaak. So God was nie moeg en dis hoekom hy moes gaan rus het nie. Hy het alles voltooi en hy het gekyk en gesê dis goed en toe hy die mens maak toe sê dis baie goed. En daai dag wat hy toe rus, stel hy in as 'n rusdag. Dis hoekom ons ook vandag 'n tyd het in die week wanneer ons rus, wanneer ons ook moet rus. Ek is Molly. Kom ons kyk hoe mooi het God alles gemaak. Kyk na die wêreld, die geel Karoo en die blou lug. Die voeltjies vlieg met 'n vrolike vlug. Molly is vrolik, Molly is bly.
vlug. Molly is vrolik, Molly is bly. God se liefde is hier vir jou en vir my. Kom ons staan en maak ons oë toe dan. Sê ons vir die Here dankie vir hierdie skepping wat hy vir ons gegee het en hy het ons aangestel om na hierdie skepping om te sien. So, hoe sien ons om na die skepping? Deur te kyk na ons diere. Deur as daar goeders is wat partykeer rond lê soos blikkies en botteltjies, dit op te tel en 'n asblik te gooi, want ons hou die natuur ook skoon. En dan is ons besig om daardeur vir die Here sê dankie vir dit wat U vir ons gegee het. Kom ons sluit die oë. Kom ons vat so jou hand so. Ons kan ons oë sluit en dan bid ons saam en sê vir die Here dankie. Here, baie baie dankie dat U vir ons die skepping gee om na om te sien. Dankie dat ons U skepsels is wat U gekroon het met heerlikheid en vir ons die verantwoordelikheid gegee het om te sien na U handewerk. Dankie Here vir die suurstof wat in ons longe is, die feit dat ons kan lewe en dat U ons kom vrykoop het van die sondes deur U lewe. Dankie, dankie Here. Amen. Julle kan nou saam met die groep uitgaan. Okay. Here, ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde, U wat U luister bo die hemelruim vestig. Wanneer ek na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, U het hulle net minder as hemelse wesens gemaak. U het hulle met eer en majesteit gekroon. Al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus en van die Heilige Gees mag ons vanoggend ook hier in sy teenwoordigheid mekaar ervaar, maar bovenal vir hom. Amen. Ek wil vra dat ons dan sal staan en dan sing ons lied 451 verse 1, 2 en 3. Amen.
is ook die Drie-eenheid Sondag, waar ons dan ook God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees eer as God drie-enig. En ek wil dan nou vra dat wat ons nou so by mekaar is en ons weet ons is in die teenwoordigheid van die Here, dan bring dit lof by ons op dat ons tot die Here kan nader. Iets wat 'n mens baie keer vanselfsprekend aanvaar, dat ons na Jesus kan kom, na God die Vader kan kom, maar dat dit Jesus se lewe gekos, sodat die weggebaan word, sodat ons by God kan uitkom. En ek wil dan nou vra dat ons saam die oproep tot lof saam sal doen. God, wie se verbeelding alles wat goed, mooi en vol liefde is, gesien het, die woord wat die sterre uit elke uithoek van die heelal opgeroep het, die Gees wat oor die waters gesweef en asem van lewe en alles geblaas het, ons word genoem gelowiges. Ons wat glo. En die wêreld het nodig om te hoor wat die kinders van God glo. Wat die hoop is wat in hulle is. Die woord sê vir ons dat die hoop wat in ons is, moet ons verander gaan vertel daarvan. Ons is draers van hoop in 'n wêreld wat baie keer hooploos is, wat hulle hoop verloor het en wat voel, daar is geen uitkoms nie. Daar is nie vir my 'n beter toekoms nie. En dis hoekom die Here ons dan ook oproep, om ook met ons monde te bely, dit wat ons in ons harte glo. En ek gaan hom vra dat ons dit saam sal doen, nie deur die geloofsbelydenis wat ons gewoond is aan nie, maar deur die volgende woorde. Ons glo volgens die waarheid en die woord van God, in die enige God, een enige wese, in wie 3 persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is, volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in 3 gedeel is nie,
Aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen hulle eie selfstandigheid het, deur hulle eienskappe op so 'n wyse te onderskei dat hierdie 3 persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie, en eweens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie, want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder die Seun of die Heilige Gees nie, want al 3 is van alle gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Hierdie woorde laat 'n mens onmiddellik anders te dink oor wat ons glo. Want partykeer kan 'n mens die geloofsbelydenis as 'n resitasie sê, maar hierdie bring jou 'n bietjie weer om te dink, wat is dit wat ons glo? As ons sê God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit laat 'n mens klein voel. Dit laat 'n mens weer herinner dat ons net stof is. En dit laat 'n mens ook, wanneer ons hierdie woorde hoor en hierdie woorde uiter, laat 'n mens onmiddellik besef in wie se teenwoordigheid ons is, met 'n kers wat aangesteek is, wat vir ons die teken is van die lig wat na die wêreld gekom het, Jesus wat die lig is. Maar dit laat ons ook besef hoe sondig ons is. En dit maak dat ons ook, soos Petrus net wil sê, wanneer ek in die Here se teenwoordigheid is, en ek ervaar en besef in wie se teenwoordigheid ek is, gaan vir my al weg, Here, want ek is 'n sondige mens. Ja, wil ons kom sê, ons is jammer, Here, vergewe ons vir wat ons doen. Ek wil vra daar wie jy dan sit, dat ons lied 231 verse 1 en verse 2 dan sal sing as hierdie belydenis. Hierdie waar ons vir die Here vra, Here vergewe ons dat ons optree nie soos kinders van U nie, maar soms soos die wêreld. Romeine 5 sê vir ons, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons geloof ook toegang
verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. En dan sê Romeine 8 vir ons en herinner hy ons dat daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ja, ons is vrygespreek en die kruis herinner ons dat ons vry is en dat ons vrye toegang het tot God die Vader. Ek wil dan nou vra dat ons sal staan en dan dieselfde lied 2:3:1 se verse 3 dan sal sing, wat ons herinner dat ons vry is. Se gedeelte wat ons skrifgedeelte kom uit Genesis 1, gaan ons lees vers 1 tot en met Genesis 2 verse 4. En die woorde sal ook vir ons op die bord wees van die 2020 vertaling. Maar ek wil dan vra dat as jy dit gedeelte het en jy het hom nou oopgemaak in jou Bybel, dat jy dan nou ook met jou hande, soos dit ons gewoonte is, dat ons met ons palms na bo sit, as 'n teken van ontvanklikheid, as ons dan saam bid. God vir ons noem U Vader. God by ons noem U Jesus. God in ons noem U Heilige Gees. Here, dankie vir U heilige teenwoordigheid. Waar ons die woord oopmaak, wil ons vra dat U met die woord in ons harte sal inspreek. Dat U vir ons sal herinner aan elke ding wat ons nou ook lees, wanneer ons hier uitstap. Dat U die woorde so sal oopbreek, Here Jesus, dat dit 'n verandering, 'n transformasie in ons binneste sal bewerkstellig. Mag ons nie net aanhoorders wees van die woord nie, maar daders daarvan. Here, ons wag op U. Plaas my diep in die kruis en weg, Here, sodat dit miskien nog my stem sal wees, maar U woorde. Ons wag op U, Here. Ons wag op U. En ons wag om te ontvang vanaf U. Amen. Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater, maar die Gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak. Hy het die water wat onder die gewelf was geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. God het die gewelf hemel genoem en dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag.
God het gesê, laat die water wat onder die hemel is, op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem, en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat voortspruit, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe die groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n derde dag. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf, om lig te gee op die aarde. Dit het toe so gebeur. Hy het die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die donker. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n vierde dag. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel en alle vleiende voëls volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer en vul die water in die see en laat die voëls meer word op die land. En dit was aand en dit was oggend, 'n vyfde dag. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring, volgens elkeen se aard, makdiere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard. Dit het toe so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld, as ons afbeelding. Laat hulle, sodat hulle kan heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waarvan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Nou die naam Genesis is 'n Griekse woord wat beteken begin of oorsprong. In die Hebreëus is dit die woord Bereshit en is dit die eerste woorde, die woord wat begin as ons dan Genesis lees in Hebreëus. En beteken dit in die begin of eerder in begin. Genesis is die eerste boek van die Bybel en vorm deel van die eerste 5 boeke van die Ou Testament wat dan ook bekend staan as die Pentateeg. En dit staan dan ook bekend as die wet, die Torah.
wat letterlik beteken onderrig, leer of instruksie. Maar dit verwys eintlik hierdie wet na die wese van God, na sy liefdevolle leiding en die voorskrifte vir die lewe. Genesis vertel die groot verhaal van hoe alles begin het, hoe God die wêreld geskep het, hoe mense ontstaan het en hoekom die wêreld vandag so gebroke is en swaar kry. Die eerste hoofstukke van Genesis wil egter nie 'n moderne wetenskaplike vraag beantwoord oor presies hoe of wanneer alles ontstaan het nie. En sien ons dat daar baie keer argumente vandag is, het die Here nou in 6 dae, letterlik 6 dae geskape, of was dit oor 'n tydperk? Was daar 'n ding soos 'n Big Bang, of was daar nie? Die verhaal wil eerder wys wie God is, wat sy bedoeling met die skepping was, en hoe ons as mens veronderstel is om te leef. Die boek Genesis se oorspronklike gehoor was die antieke Israeliete gewees. Hulle het in 'n wêreld geleef waar ander volke ook skepingsverhale gehad het. Volke soos die Babiloniërs, die Egiptenare en die Kanaaniete. Hulle het almal hulle eie stories gehad van hoe die wêreld volgens hulle ontstaan het. Hulle het stories gehad van gode wat teen mekaar oorlog maak, van monsters wat verslaan moet word en 'n wêreld wat uit chaos opgebou word. Volgens baie van hierdie verhale is die mens slegs geskep om die gode te dien en slawe te wees van die gode en alles te doen om die gode se goedkeuring weg te dra. Maar Genesis, soos ek en jy dit vandag ken ook, vertel 'n heel ander verhaal. Die Bybel begin eenvoudig met, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die woord hemel beteken hier die lig daarbo en die aarde verwys na die land onder ons voete. Nou hierdie eerste sin gee eintlik klaar 'n opsomming van die hele verhaal wat volg. God het geskep. Ons lees dat daar staan, die aarde was woes en leeg. Nou in Hebreëus klink dit soos 'n rympie. Tohu wabohu. En as ons dit nou kyk, dan beteken dit letterlik, Tohu beteken letterlik 'n woestynny, 'n onbewoonbare plek, chaos of iets wat sonder vorm is, betekenisloos. Wabohu, die woord wa beteken en wohu of bo beteken letterlik leegheid, 'n vakuum of 'n plek van niks. En hoor ons dan, en dit was woes en leeg, hoor ons van geen orde, van niks. Hoor ons van onbewoonde plek. Dit beskryf 'n wêreld sonder orde, sonder vorm, sonder lewe. Alles was donker, leeg en deurmekaar. En duisternis was oor die diep waters. 'n Beeld wat 'n mens in die antieke wêreld gebruik het om eintlik chaos te beskryf. En wat so mooi is, selfs daar, in hierdie donkerte, in hierdie chaos, was God reeds teenwoordig. Want ons lees, die Gees van God het oor die waters gesweef. Die frase, die Gees van God, die ruach, soos in Hebreëus, beteken letterlik wind, asem. En ons lees dus dat die Heilige Gees reeds van die begin af teenwoordig was. En dan hoor ons van God wat begin skep. Elke skepingsdag begin met die woorde, toe het God gesê. God wat spreek. En volgens die ander skepingsverhale van die ander volkere is God nie besig om te beklei en oorlog te voer om te kan skep nie, soos in ander volke se skepingsverhale omgaan nie. Nee, hy spreek net 'n woord en dit kom tot stand. En dan eindig elke skepingsgedeelte met die woorde, dit was aand en dit was môre. Die Hebreëus is vir aand is Eref en môre is dit Boker. Nou die woord aand en môre in Genesis dui op baie meer as net die verloop van 'n dag.
In Hebreëus dra dit die idee van beweging, van chaos, na orde. Ons westerlike kultuur sien tyd dikwels as 'n reguit lyn, 'n lineêre lyn van begin na einde, wat beweeg van 'n begin na 'n einde toe, alles loop uit op 'n einde. Die Bybel beskryf tyd egter anderste. Dit beskryf dat iets is wat aanhou, dae, weke, maande, jare en selfs tydperke of eeue. So in die Hebreëse denke begin dit baie, en hoor ons dat dit begin by die woord aand, eref. Ja, die Hebreëse woord kom waarskynlik van 'n woord wat beteken om te meng. En daarom het sommige Joodse geleerdes geglo dat die aand die tyd is wanneer dinge so vermeng is dat ek dit nie duidelik kan sien nie, waar donkerte en lig vermeng is op 'n manier dat dit my oë, ek nie daarop kan fokus nie en sukkel ek om te kan sien en is niks vir my helder nie. Soos die son sak, word dit moeiliker om voorwerpe uit te maak en lig en donker begin al meer vermeng. En dis hoe hulle gedink het daaroor. Ander geleerdes meen dat die woord eerder verband hou met die idee van ingang of verdwyn. En hierdie verstaan is eref die tyd wanneer die son ingaan of onder die horison verdwyn. Nou al hierdie verduidelikings help ons om hierdie betekenis van aand, van eref te verstaan. En baie keer beklei mense nou oor, was dit nou 24 uur of was dit nou 'n lang tydperk? En kry jy mense wat ons nou noem die kreëniste, wat op die einde van die dag beklei, hulle moue oprol en beklei om te sê, maar God het in 6 dae geskape. En dan kry jy wetenskaplikes wat weer sê, dit kan nie wees nie, dit moes oor 'n tydperk wees. En kry jy dat wetenskap en godsdiens, wetenskap en die geloof, sukkel om by mekaar te kom. Maar ek dink is omdat ons baie keer sukkel om die goed te lees, soos dit oorspronklik bedoel was om gelees te word. Waar ons dikwels aan die aand dink as die einde van iets, sien die Bybel dit as die begin van iets nuuts. Eref aand herinner ons dat God selfs in donker tye besig is om nuwe dinge te doen. Soos dit Psalm 30 sê, besing die Here, julle wat sy getroue volgelinge is, en prys sy heilige gevierde naam, want sy toorn duur 'n oomblik, maar sy goedheid 'n lewe lank. In die aand word daar aanhoudend gehuil, maar teen die oggend is daar alweer jubelkrete. Jy sien elke aand, elke eref het 'n belofte van 'n nuwe oggend, van iets nuuts. Nou in die Hebreëse manier van dink dra eref of aand die idee van oorsprong, verwagting en 'n nuwe moontlikheid. Dit is die tyd wanneer iets ouds eindig en iets nuuts begin. Daarom begin die Joodse dag nie in die oggend nie, maar in die aand. As ons dink daaraan dat in die Joodse tradisie en hoe dit ook is, ons begin die oggend en ons beweeg na die aand. Hulle dag begin in die aand en beweeg na die volgende aand. En dit is, as ons kyk na die woord boker, wat ons dan ook dan vertaal as môre of oggend, sy oorspronklike betekenis was die idee van oopbreek, van oopmaak, van ondersoek. En wanneer ons die son sien opkom, breek die lig deur die donkerte en skielik kan ons weer dinge sien en onderskei en herken. En dit is waarom sommige geleerdes sê dat oggend of boker eintlik, soos dit vertaal is, die tyd is wanneer die lig die donkerte oopbreek. En is dit dan ook hoekom ons in die Engels sê die woord van daybreak? Sommige sê dat dis die oomblik is wanneer die nuwe dag dan deurbreek. In klaagliedere van Jeremia 3 lees ons vers 22 en 23 wat sê, dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie, ja, sy ontferming ken geen einde nie, dit is elke oggend weer nuut, groot is u getrouheid, my erfdeel is die Here, sê ek, daarom hoop ek op hom.
Nou as ons na hierdie twee woorde kyk vanoggend, dan kry ons eintlik 'n baie mooi prentjie van aand en oggend, eref en boker, wat eintlik vir ons wil sê, dat wanneer die lig deurbreek, alles sigbaar word. En daarom, as ons nou Genesis lees, van dit was aand en dit was môre, in hierdie skepingsverhaal, beskryf dit, dat God telkens orde, lig en duidelikheid uit die donkerte voortbring. Hy is die een wat die orde skep. Op die eerste 3 dae begin God om hierdie orde al meer en al meer, hierdie chaos in orde te skep. Op dag 1 skep hy lig, en die lig breek deur die donkerte, en God skei dan die dag en die nag, en so begin hy om orde te skep. Op dag 2 skei God die waters van mekaar en maak die hemelruim volgens die wêreldbeeld van daardie tyd. Maak hy die hemel soos 'n groot koepel, 'n gewelf, wat die aarde en die waters daarbo van mekaar af terughou. Op dag 3 versamel God die waters sodat droë grond sigbaar word en die land ontstaan. En God laat groen gras, plante en vrugtebome uit die aarde voortkom. En nou is daar orde, daar's tyd, daar's hemel, daar's see en daar's land. Maar hierdie ruimtes is nog leeg, en daarom begin God hierdie ruimtes vul. Op dag 4 plaas hy die son, maan en die sterre in die hemelruim om die dag en die nag van mekaar te onderskei. Op dag 5 vul God die see met visse en die ander seediere en die lug met voëls. Op dag 6 maak God die landdiere en daarom skep hy ook dan die mens, Adam. Die mens wat hy dan skep ook, soos die diere vanuit die grond. Maar die mens is soveel anders, want hy het die mens geskep na sy beeld. Ja, as man en vrou het hy hulle geskep, lees ons. Man en vrou moet saam, is hulle verteenwoordigend van God binne sy skepping. Hulle word nie geskep as slawe soos die mense in daai tyd gedink het, slawe wat die gode moet probeer hulle goedkeuring wegvat nie. Nee, God skep juis die mens na sy beeld. God skep juis die mens om te sien na sy handewerk. God skep juis die mens om in verhouding met hom te staan. Deur die hele skepingsverhaal sê God telkens van sy skepping dat dit goed is, maar wanneer hy die mens maak, sê hy dat dit baie goed is. Na die 6 dae kom daar 'n afsluiting wat terugverwys na die openingsvers. So is die hemel en die aarde voltooi met alles daarin. Maar daar is nog 1 dag oor. En daai dag lees ons in hoofstuk 2 van 'n 7de dag. En op die 7de dag het God sy werk voltooi en gerus van alles wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën en dit geheilig. 6 keer in Genesis 1 lees ons, dit was aand en dit was môre. Elke dag het God meer orde uit die chaos voortgebring. Van lig na donker, en hy het plante, die land en diere en alles, uiteindelik ook die mens geskape. Met elke skepingsdag het God die wêreld meer en meer in orde gebring. Maar wat interessant genoeg is, die 7de dag eindig nie met die woorde, dit was aand en dit was môre nie. En dit wys vir 'n mens dat God se bedoeling van die begin af, van die skepping af, was dat die mense vir altyd saam met hom in vrede, in harmonie en in rus sou leef. Die rede is dat God se skepingswerk voltooi was. Alles was in plek. Hy sê dis baie goed. En hy heilig hierdie 7de dag as 'n rusdag. 'n Rusdag wat vir ons ook herinner aan God die Skepper. En hy heilig dit. En raak hierdie rusdag wat hy eintlik vir ons as mens maak, raak
op die einde van die dag moes hy 'n wet inbring, sodat die mense die 7de dag sal hou. Omdat hy ons gemaak het en weet in watse ritme ons eintlik funksioneer, weet hy dat ons 'n rusdag nodig het. En het hy dit dan ook as 'n wet ingestel, en is dit dan ook, as ons lees die 10 gebooie, die wet van die rus, die 4de gebod. Maar hierdie rus is veronderstel, hoekom dit in 'n wetvorm opgesit was, is veronderstel om ons te help, om al meer op 'n punt te kom, dat ons sal rus. Rus jy en ek nog? En hoe rus ons? Want ons moet in die Here rus. Al ooit gewonder, hoekom die gedeelte wat ons lees ons, dat daar Here sê, dat daar lig wees, en daar was lig, maar dit was op die eerste dag. Die 4de dag lees ons eers van die son, die maan en die sterre. Hoe is dit dan dat die Here die lig maak, maar die son, die maan en die sterre eers in die 4de gedeelte eers na vore kom? Ek dink die punt van hierdie verhaal is juis dan, dat die Here wil wys, dat hy nie afhanklik is van die skepping nie, maar die skepping afhanklik is van hom. Johannes 1 begin met, amper soos met Genesis, begin dit met, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Jesus is die woord. Hy is die lig wat na die wêreld toe gekom het. En in Openbaring, lees ons ook in Openbaring 21, lees ons ook van hierdie lig van God, wat elkeen, daar sal nie 'n son en daar sal nie 'n maan wees nie, want die Here se lig sal die hele plek verlig. Lig in die Bybel beteken ook meer as net fisiese lig. Dit staan vir waarheid, lewe en hoop. En wanneer God sê, laat daar lig wees, bring hy sy teenwoordigheid in hierdie donkerte in. Hy druk chaos terug en bring goedheid na vore. So dag 4 weerspreek nie dag 1 nie, maar dag 4 bring dag 1 in helderheid. En die mooiste deel hiervan is Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld later. So wanneer ons oor die lig voor die son soms wonder en mense daaroor argumenteer vandag, en mense sê dit is nie so nie, dat jy en ek vir daai persoon sal sê, kom ons argumenteer nie oor hoe die aarde geskape is en hoeveel dae nie, kom ek vertel jou van daai skepper. Kom ons vertel jou van een wat uit chaos geskape het en alles in orde gebring het. Ja, wat ook die orde in jou lewe wil bring. Wat ook die chaos in jou lewe wil verander. Wat ook die donkerte in jou lewe in lig wil verander. Hy is die een wat vir jou en my roep. Hy is die een wat sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is. Hy is die een wat jou uitnooi na 'n dag van rus. Kom na my toe, sodat ek jou sal rus gee. Wanneer ons Genesis 1 oopmaak, dat Genesis 1 nie 'n argumentasie sal hê nie, dat daar nie 'n Genesis 1 sal wees om 'n argument te kan voer nie, maar dat Genesis 1 ons geloof sal versterk. Dat Genesis 1 vir ons sal herinner aan die Skepper God, wat vandag nog werk, wat besig is om vir my en jou plek voor te berei, wat gepraat het van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat hy sal voortbring, en ons sal leef in die lig van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir u troue liefde en u goedheid. Dankie dat u lig skep, dat u vir ons die lig kom bring het. Here Jesus, dankie dat u ons ook sê vir ons, julle is kinders van die lig. En wanneer u vir ons sê dat ons kinders van die lig is, dan sê u ook vir ons dat ons moet help om orde te skep daar waar ons kom. Dat ons ook so sal optree dat daar lig sal wees en dit ligter sal wees wanneer daar situasies is wat swaar is. Dat ons u lig sal inskyn in situasies. Here, u het ons na u beeld geskape. Mag ons dan ook na u beeld optree. En Here, u sê vir ons, ek het die Heilige Gees vir jou gegee, hier binne in jou. En as jy hom toelaat, sal die vrug na vore kom, wat vir jou al meer sal laat lyk soos ek.
die vrug van die Gees. Dankie Here, dat U vir ons alles moontlik maak om U te kan dien, U te volg en U te eer. Gebruik ons Here en werk in en deur ons. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen.